Môre sê, woensdagoggend kuiertyd. Ek wil graag met jou iets deel wat vir my 'n besonderse belewenis was. Verlede maandag aand is ons preekgroep bymekaar, maar 1/2 voor ons begin is hier 'n groot geraas buite op die buurman se dak. Ek stap uit en ek gaan kyk en ek kom agter die 2 haridaas wat agter ons erf nes maak. Sy kleintjie het uitgeval in die bure se erf, waar 2 honde is, en een van die honde het die klein harida 'n byt gegee. Buurvrou oor kan die straat ken iemand wat voels rehabiliteer en die klein ding kom haal, sodat die gerehabiliteer kan word. Uiteraard, die 2 ouers verstaan dit nie, en hulle letterlik skree troosteloos. Dit was nie 5 minute nie. Toe is hier seker 15, 16 ander haridaas. Waar hulle vandaan gekom het, weet niemand nie. Maar hulle het hierdie 2 ouers se noodkreet, se hulpgeroep gehoor en onmiddellik reageer. Hulle was onmiddellik hier en het saam tot laat die aand gesit en geroep, asof hierdie klein ding nou net sal terugkom. En ja, die volgende oggend, toe sit die ouers weer daar en nie lank nie het van die ander haridaas by hulle aangesluit. En 'n mens leer 'n baie kosbare les uit die gedrag van hierdie voëls. Kom ek deel 'n gedeelte in Galasiërs 6 vers 2. Ek lees uit die boodskap: sien raak wanneer ander gelowiges swaar kry en hulp nodig het. Tel hulle probleme op julle skouers en dra dit vir hulle. So doen julle presies wat Christus van julle verwag. Hierdie 2 haridaas het geen ander middele gehad as om net te skree en om hulp te roep nie. En die haridaas in die omgewing het onmiddellik gereageer. Was binne minute hier en het saam met hulle gesit tot die son sak en saam hulle las gedra. So aan die een kant het jy die 2 ouers wat om hulp vra, aan die ander kant het jy die harida gemeenskap wat onmiddellik reageer en daar is. Sê dit nie baie vir my en jou as kinders van die Here? Hoe baie keer sien of hoor ons nie 'n hulpgeroep, en is ek en jy soms gewoon net te besig om daarop te reageer, om daar te wees, om op te daag, om saam te skree, saam 'n hulpgeroep, saam 'n gebed, sommer net saam vir 'n beter toekoms hoop en vra, soms by die Here se voete kniel. So ja, die natuur, selfs haridaas, kan vir my en jou ietsie kom leer van wat staan in Galasiërs 6 vers 2. Here, dankie dat ons 24 ure dag by U om hulp mag en kan kom vra. Maar Here, U teenwoordigheid, U antwoord is dikwels in die hande, die voete, die stemme van gewone mense soos ek. Ja, Here, gee dat ons vrymoedigheid sal neem om, soos hierdie 2 haridaas, uit volle bors ons noodkrete uiter vir die wêreld om te hoor. Nie net in privaatheid, Here, van my binnekamer voor U uitstort nie. Here, dan vra ons dat die Gees ons sal lei om noodkrete te hoor en te sien en daarop te reageer, soos hierdie klomp haridaas het. Dankie, Here, dat U ook in die natuur voel soos hulle gebruik om vir ons vanoggend te Galasiërs 6 les te kom leer. Ons dankie, Vader. Amen. Uitdaging vir die week. Ons elkeen ken ons eie omstandighede. Ons leef inderdaad in moeilike tye. En jy het vanoggend dalk die behoefte om te sê, maar ek het 'n noodkreet. Ek het tot nou toe nog nooit die vrymoedigheid gehad om dit hardop te uiter waar ander dit kan hoor nie. Ek wil jou uitdaag hierdie week. Vertrou God dat hy deur mense se hande en voete jou noodkreet sal antwoord. En neem daai groot stap en begin dit deel. En vertrou die Here vir die res. 'n wonderlike week. Ek groet jou. Totsiens.